Goeiemiddag. Johan Spies hier en ons gaan voort in ons reeks oor die Omega leer. Vandag praat ons oor die 1000-jarige vrederyk. Kom ons begin egter met 'n kort gebed. Hemelvader, baie dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees en met mekaar kan gesels. Baie dankie vir hierdie onderwerp. Here, gee dat ons u woord sal verstaan en dat ons uit u woord sal haal wat u wil hê, ons daaruit moet haal. Dat ons dit sal kan toepas in ons lewens. Ek vra dit om Christus ontwil alleen. Amen. Nou, as ons praat oor die 1000-jarige vrederyk, is dit 'n redelike belangrike gedeelte. Ek het toe ons begin gesels het in hierdie reeks al vir u vertel, dat 'n mens se siening van die vrederyk, of hy bestaan of nie, 'n baie groot invloed het op jou hele verstaan van die boek Openbaring. So wil dan vandag gesels juis oor hierdie vrederyk en kyk of dit ons help om meer te verstaan waaroor alles gaan. Nou, dit is interessant dat die eerste gedeelte oor die vrederyk word eers in Openbaring 20 gekry. Dit is die eerste gedeelte waar dit duidelik vir ons omskryf is. Dit is op baie ander plekke in die Bybel word dit genoem, maar dit word nie vir ons so duidelik uitgespel as hier in Openbaring 20 nie. Kom ons lees hierdie paar verse saam, Openbaring 20 vanaf vers 2. En hy, dit is 'n engel waarvan gepraat word, het die draak, dit is die duiwel, gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Nou eerstens, as ons kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons dat die duiwel vir 1000 jaar lank glad nie sy werk gaan doen nie. Ons ken die duiwel en ons ken Petrus se woorde waar hy gesê het, hy loop rond soos 'n brullende leeu en kyk en soek wie hy kan verslind. En ons het nog nooit so tyd in die wêreld beleef nie. So dit is iets wat nog in die toekoms moet kom. En hier sien ons dat hy verseël gaan word, hierdie afgrond waarin hy gewerp word op ander plekke in Openbaring beskryf as die bodemlose put. En ons sal, as ons by Openbaring kom, dit van naderby bespreek. Maar ons sien duidelik dat dit 1000 jaar is. Ons het nou 2 keer reeds die woorde 1000 jaar gelees, en jy moet kyk hoe dikwels kom hierdie woorde 1000 jaar verder aan voor, terwyl die woorde saam nie in die res van die Bybel genoem word nie, behalwe waar daar verwys word na Jesus of na God, wat sê dat 'n dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag in die oë van die Here. Hierdie is die enigste plek waar dit werklik na 'n tydperk verwys. Maar ons gaan voort met Openbaring 20. Daarna moet hy, dit is die duiwel, dan 'n kort tydjie ontbind word. En hoekom moet hy ontbind word? Ons gaan dit net nou sien. Ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer, saam met Jesus die 1000 jaar lank. So eerstens is dit trone wat hy sien, en op hierdie trone gaan mense sit wat gaan help met die oordeel. En as ons dan in Openbaring kom, gaan ons hierdie gedeelte ook meer verstaan, maar ons gaan sien dat dit eintlik ook uit die profeseë kom, waar ons die insig kry om te verstaan wat hier geoordeel word. Wat interessant is dat ons ook hier sien, is dat die mense wat saam met Jesus gaan regeer, die martelare is, mense wat doodgemaak is tydens die groot verdrukking. So hier word dit vir die eerste keer uitgespel hoe die mense doodgemaak gaan word, en daaruit kan ons dan ook baie ander afleidings maak. Ons sien dat hulle saam met Christus die 1000 jaar lank gaan regeer. En nou kom ons by die volgende baie belangrike gedeelte. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Johannes praat hier in baie kort sinne, en dit is nie
kronologies saamgestel nie. So dit is moeilik om hierdie gedeelte te interpreteer. Maar wat vir ons hier duidelik is dat daar 'n opstanding is na die 1000 jaar, waar mense geoordeel gaan word. Maar verlede week het ek vir julle vertel, dat die mense wat in Christus ontslaap het, gaan opstaan die oomblik as die wegraping plaasvind. En hier kry ons nou weer 'n gedeelte daarvan. Dit is die eerste opstanding. En laat ek dadelik sê, as jy veral die Afrikaanse Bybel, as jy die vertaling behoorlik gaan lees, onthou die Bybel is geskryf sonder hoofstukke en verse. En hierdie gedeelte klink asof dit deel is van die voorafgaande, maar dit is nie. Dit is deel van die gedeelte wat nog moet volg. Luister nou mooi, dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Met ander woorde, dis geredde mense wat in die eerste opstanding opstaan, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Met ander woorde, mense wat gered is, die mense wat wegraap is, wat nog leef as Jesus terugkom aarde toe, en die wat op daardie stadium ontslaap het, gaan saam met hom regeer as konings, maar ook hulle wat tydens die verdrukking as martelare gesterf het, ter wille van die woord van God, en dit is die eerste opstanding. En die woorde voor hierdie eerste opstanding, is dat die ander dode, het nie herlewe, totdat die 1000 jaar voleindig was nie. So eers aan die einde van die vrederyk, gaan die ongelowiges opstaan uit die dood. En as die ongelowige opstaan uit die dood, gaan hulle in die dood, waar die dood gebruik word as 'n sinoniem vir die hel. Daar's meer as een opstanding, ons sal later in Openbaring daaroor praat, en daar's 'n duidelike verskil in wie wanneer opstaan. Ons lees die laaste sinnetjie hier. En wanneer die 1000 jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Hierdie verse begin waar hy gebind word, en aan die einde van die 1000 jaar word hy ontbind. En nou moet ons kyk na die rede hoekom hy ontbind word. Hy word ontbind sodat, laat ek voorbegin, die 1000 jaar word deur God se genade aan ons gegee, dat mense finaal kan kies of hulle God kies en of hulle teen God kies. En die duiwel word ontbind dat hy kan mense verlei, sodat die mense wat teen hom is, in daardie tyd teen God kan kies, dat hulle dan veroordeel gaan word. Nou kyk ons hoekom die 1000-jarige vrederyk gaan voortkom. En as ons lees in Lukas 1 vers 31 tot 33, die gedeelte hier is waar die engel verskyn aan Maria en vir haar vertel dat sy gaan swanger word en 'n seun gaan baar, Jesus Christus. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. So, dit word beloof dat Jesus op die troon van Dawid gaan sit. En tydens Jesus se eerste koms na die aarde, het hy nooit op die troon van Dawid gesit nie. Met ander woorde, dis 'n belofte wat God gemaak het aan Jesus, wat nog nie vervul is nie. So daar moet 'n tyd aanbreek wat hy dit gaan doen, en dit is dan waar die vrederyk vandaan kom, dat hy die 1000 jaar regeer. Maar daar gaan nie 'n einde aan hierdie koninkryk kom nie, want van die 1000-jarige vrederyk af, beweeg ons deur na die ewigheid toe, waar hy dan vir ewig as koning sal wees. Maar dit gee vir ons 'n aanduiding hoekom daar 'n vrederyk moet wees. As ons wil kyk hoe dit gaan lyk tydens die vrederyk, dan kry ons dit veral in Jesaja 11 verse 4 tot 9. Maar in die armes sal hy in geregtigheid reg doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Met ander woorde, dit gaan 'n regverdige regering onder Jesus wees.
maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond. Met ander woorde, die woord van God gaan die mense tref wat nie met hom is nie. Kom ons kyk net vinnig, wie gaan daar wees? Dit is mense wat nie die teken van die dier ontvang het nie. So, hulle het nie teen God gekies op daardie stadium nie, maar hulle het ook nog nie vir God gekies nie. So, hulle word nog nie geoordeel nie. Hulle beland in die 1000-jarige vrederyk en ons gaan daar wees om te help om die woord van God aan hulle te bedien, dat hulle gered gaan word. Maar aan die einde gaan die duiwel dan losgelaat word om hulle te probeer verlei. Ek lees die laaste stukkie weer, maar hy sal met die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddeloses doodmaak. En die geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. En kyk net hoe gaan die wêreld dan verander. Dan wy die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokkie en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee by mekaar en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Met ander woorde, die hele wêreld gaan verander. Maar hoekom het die wêreld verander? Dit begin in Genesis 3 vers 15. Die moederbelofte wat gegee is. Want daardie moederbelofte is nie net gegee aan die saad van Maria en die saad van die slang nie. Dit is gegee, dit is oor die hele wêreld. Daar is ook 'n vloek oor die wêreld uitgespreek. Voor daardie tyd was daar nie dorings en dussels nie. Daar was nie siektes onder die vee nie. Met ander woorde, as jy geboer het, het jy nie nodig gehad om lande skoon te maak nie. Die land sou skoon gewees het. Maar die sondeval het veroorsaak dat alles begin verander het. Die koeie en die beerin wy en hulle kleintjies lê by mekaar. En die leeu eet strooi soos die os, en die suigeling speel by die gat van 'n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk. Dit is net 'n ander woord waarmee slang ook vertaal is hier. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here soos die waters die seebodem oordek. Kan u indink hoe die wêreld veranders gaan wees? Dat die hele natuur gaan verander. Daar gaan nie meer peste en pla wees, daar gaan nie meer siektes wees nie. En die mens gaan nie kwaad doen in daardie tyd, want die duiwel is nie daar om hom te verlei nie. So dit is die finale genade tydperk wat God aan die mensdom gaan gee. In Sagaria 14 van vers 12 word dit as volg beskryf. En dit sal die plaag wees waarmee die Here al die volke sal tref, wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Nou, daar is 3 verskillende oorloë wat gaan plaasvind, waar daar teen Jerusalem geveg gaan word. Die eerste een is voor die verdrukking aanbreek, die oorlog van Gog en Magog. En ons gaan by 'n volgende geleentheid daaroor gesels. Dit is die profeseë wat nog vervul moet word. Dan is daar die tweede een wat plaasvind as Jesus terugkeer met sy bruid na die aarde. Dit is aan die einde van die 7 jaar van verdrukking, net voor die vrederyk aanbreek. En dit is van hierdie een wat daar nou gepraat word. En dan is daar 'n derde een wat gaan plaasvind aan die einde van die 1000-jarige vrederyk, maar ons gaan al 3 hierdie in Openbaring behandel. Kom ons lees wat hierdie volke gaan tref wat teen Jerusalem wil veg. Hy sal hulle vlees laat wegteer terwyl hulle nog op hulle voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. Met ander woorde, hier word iets beskryf wat absoluut verskriklik is. Party mense dink hier word gepraat van 'n atoombom wat ontplof. Maar 'n atoombom is dit die hele liggaam wat gaan. Dit is nie net die vlees wat wegteer en die oë wat wegteer nie. Dit is 'n oordeel van God wat oor hierdie mense kom. En in die dag sal 'n groot verwarring van die Here onder hulle kom.
sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander. Met ander woorde, die volke gaan daar by mekaar kom, hulle gaan om saam te veg teen God se volk. En dan gaan hulle mekaar begin aanval deur die verwarring wat God onder hulle gaan saai. En Juda sal ook in Jerusalem veg, en die rykdom van al die nasies rondom sal ingesamel word, goud en silwer en klere, 'n groot hoeveelheid. En soos hierdie plaag is, sal die plaag wees van die perde, die muile, die kamele en die esels, en van al die diere wat in daardie laars is. Dit is die laars van al die volke wat teen God se volk wil veg. En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning, die Here van die leerskare, en om die hittefees te vier. So hier word nou gespring weer na binne in die vrederyk. Binne in die vrederyk gaan daar weer 'n keer offerhandes ingestel word. In die Ou Testament het ons offers gehad as 'n vooruitkyk na die volmaakte lam, die lam van God wat gaan kom, wat vir ons sonde geslag gaan word. Toe het Jesus gekom, hy's gekruisig, die volmaakte lam is aan die kruis opgeoffer vir ons. En wat hiervan gepraat word is die 4de tempel, die tempel wat in Esegiel beskryf word, wat tydens die millennium daar gaan wees, dis vanuit hierdie tempel wat Jesus gaan regeer. En dit is uit hierdie tempel uit wat daar dan ook diere slagoffers gebring gaan word. Maar hierdie diere slagoffers gaan gebring word om terug te wys na wat Jesus vir ons gedoen het. So die mense in daardie tyd kan dan sien, wat was die betekenis van dit in die Ou Testament? Die persoon wat geoffer is, God die Seun wat vir ons geoffer is aan die kruis, is met ons in daardie tyd. En dit gee vir hierdie mense dan die kans om hom te aanbid en te dank vir alles wat hy vir ons gedoen het. En dan gaan dit verder, en wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die koning, die Here van die leerskare te aanbid nie, hulle sal geen reën kry nie. Met ander woorde, as die mense uit 'n land nie opdaag om hierdie hittefees by te woon nie, gaan hulle land 'n droogte ondervind die volgende jaar. Ons lees verder in Sagaria, en die Here sal uittrek en die stryd voer teen die nasies soos op die dag van die stryd, die dag van oorlog. En in die dag sal sy voete staan op die olyfberg wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant. Nou net weer myself hier in die rede val. Verlede keer het ons gesels oor die wegraping, en ek het dit vir u genoem, Jesus keer halfpad na die aarde terug. Ons ontmoet hom in die wolke. Hier word gepraat van die wederkoms, waar sy voete op die olyfberg gaan staan. So dit is die wederkoms. Ons verwys hier ook na Handelinge toe, waar ons gesien het met die wegraping, dat die disippels het gekyk hoe Jesus opvaar na die hemel. En toe het 2 manne in wit drag gekom en vir hulle gesê, dat hulle moenie hartseer wees nie, want hy gaan terugkom net soos hy weggegaan het, so sy voete gaan weer op die olyfberg staan. Maar nou gebeur daar iets as sy voete op die olyfberg staan. Terloops, as ons net weer kyk, as ons na Openbaring kyk, in Openbaring 16 kry ons die skaaloordele. En die skaaloordele is verskriklike oordele wat vinnig op mekaar volg. En ons sien dwars deur hierdie skaaloordele dat die mens heeltyd hulle hart verhard en nie hulle tot God wil neig nie. Maar nou staan dit hier. Jesus kom nou, en dan die 7de en laaste skaal is die wederkoms wat plaasvind, en dit is dan wat hier beskryf word. Die olyfberg sal middeldeur gesplit word van oos na wes. En die interessantheid is, dat wetenskaplik is dit 'n baie groot moontlikheid. Geoloë het vasgestel dat daar 'n geologiese fout onder die olyfberg deurgaan, en dat hierdie feit
dat hierdie fout wat daar is, loop van oos na wes. En dit is wat hierdie skeuring gaan teweegbring. Met ander woorde, dit gaan skeur die een helfte van, dit gaan, laat ons eers hier klaar lees, van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte na die suide. En julle sal vlug in die dal van my berge, want die dal van die berge sal loop tot by Asal, en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Osia, die koning van Juda. Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u, en in die dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees, en dit sal 'n enige dag wees wat aan die Here bekend is. Met ander woorde, dit wat ons elke keer leer, dat niemand weet wanneer is die dag van die Here, niemand weet wanneer Jesus ons kom haal nie, en dit is waarom die wegraping is die enigste ding wat ons nie kan weet op watter tyd dit is nie. Ons sien tekens dat dit naby is, maar ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. En as hy kom, dan ruk hy ons weg van hierdie wêreld af, dat ons nie hierdie dinge deurgaan nie. En in die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die oostelike en die ander helfte daarvan na die westelike see. Somer en winter sal dit so wees. Die een is die Middellandse See en die ander een is die Dooie See waarvan hier gepraat word. En hierdie water wat gaan vloei die hele jaar deur, gaan maak dat die Dooie See nie meer 'n soutsee is nie, maar dat die waterkwaliteit heeltemal gaan verander en daar gaan met eens weer lewe in die Dooie See wees. 'n Mens kry nou dikwels dat sogenaamde profete wys vir jou 'n poeltjie water wat langs die Dooie See is met visse daarin, dan sê hulle hierdie profesie het waar geword. Hierdie profesie is dat die hele Dooie See so gaan wees, want hierdie stroom water gaan die Dooie See opvul, waar die Dooie See nou 'n paar honderd voet onder seespieël is, gaan hy lig en hy gaan die vlak bereik wat hy moet bereik. Dit gaan 'n groot see wees en daar gaan lewe in daardie see wees. So die omstandighede als gaan heeltemal anders wees as nou. En die Here sal koning wees oor die hele aarde. In die dag sal die Here een wees en sy naam een. Nou, as ons kyk na kommentare, verskil kommentare geweldig baie oor wat hierdie presies beteken. Beteken dat dit dat die drie eenheid absoluut net een gaan wees, of dat die drie eenheid meer gaan saamwerk as wat hulle tans saamwerk, ons weet nie. Daar's verskillende vertolkings. Ons sal eendag weet, wat is dit? Eendag sal ons van aangesig tot aangesig sien, en dan sal ons weet waarvan hier gepraat word. Maar nou, hierdie dal wat gevorm is, die hele land sal soos die vlakte word, van Geba tot by Rimon, suid van Jerusalem, maar Jerusalem self sal hoog wees en woon op sy plek, van die poort van Benjamin af tot by die plek van die vorige poort, tot by die hoekpoort, en van die toring van Hananeel tot by die parskuipe van die koning. En hulle sal daarin woon, en daar sal geen banvloek meer wees nie, en Jerusalem sal in veiligheid woon. So, dit is wat gaan gebeur tydens die millennium. En dit bring ons dan by die volgende gedeelte. En dit is die laaste gedeelte wat ons dan vandag gaan lees. En dit is Jesaja 65 vers 17 tot 25. Want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal nie in die hart opkom nie. So hier vertel God vir ons dat daar heeltemal 'n nuwe bedeling kom. En baie keer kry ons dat mense vra, maar wat gebeur as ek in die hemel kom en ek sien nie my ouers daar nie, ek sien nie my kind daar, ek sien nie my man of my vrou daar nie. Ek gaan mos hartseer wees en daar staan geskryf, daar gaan geen trane wees nie. My persoonlike mening is dat jy so oorweldig gaan wees deur die teenwoordigheid van God, dat jy glad nie gaan hartseer wees
oor hierdie eens geliefde van jou, wat nie daar is nie. Maar jy gaan soveel vreugde hê, oor die buurman wat jou so verpes het hier op aarde, wat saam met jou in die hemel is. Hier het jy dalk nie met hom reg gekom nie, maar daar gaan jy sien dat jy eintlik eners gedink het. Jy gaan soveel blydskap hê oor almal daar, dat diegene wat nie daar gekom het nie vir jou gaan saak maak nie. Die oorweldigende gevoel in die hemel gaan die blydskap wees, omdat jy met God is. En dit gaan tot in ewigheid, gaan hierdie vreugde in jou wees. Jesus se woorde aan Jesaja gaan voort, en ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk. En daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem of van geskree nie. Daarvandaan sal nie meer kom 'n suigeling van 'n paar dae of 'n grysaard wat sy dae nie voluit lewe nie. Want 'n seun sal sterwe 100 jaar oud, en wie sondig sal 100 jaar oud deur die vloek getref word. Kom ons kyk net terug na hierdie hele prentjie. Ek het net nou vir u gesê, toe die mense uit die paradys verban is, Genesis 3, die mense het sonde gedoen, en hulle is uit die paradys verban. Lees 'n bietjie die Bybel, hoe oud het daardie eerste mense geword? 800, 900 jaar oud. En nou, word jy 70, of as jy baie sterk is 80, hier en daar kom een by 90 of 100 uit, maar die meerderheid is 70, 80 jaar oud. Maar daar gaan dit 'n suigeling wees, wat op 100 sterf. En daardie persoon gaan net sterf, omdat hulle sonde gepleeg het daar, in daardie vrederyk. Hulle is in volmaakte omstandighede, met 'n volmaakte regering. En dit wys vir jou, dit is nie die omgewing, wat maak dat jou hart reg is nie. Jou hart moet van self regkom, jou hart moet besny wees, jou hart moet Jesus Christus aanvaar, dan kan jy reg wees, anders nie. Ons lees van die mense in hierdie vrederyk, en hulle sal huise bou en bewoon en wingerde plant en die vrug daarvan eet. Hulle sal nie bou dat 'n ander dit bewoon nie, hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie. Want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet. Met ander woorde, almal wat gered is. Hulle sal nie hulle te vergeefs vermoei, of baar verskielike ondergang nie, want hulle is 'n geslag van die wat deur die Here geseën is, en hulle nakomelinge is by hulle. En voordat hulle roep, sal ek antwoord. Met ander woorde, voor jy nog op jou knieë gaan om vir God iets te vra, gaan hy jou al antwoord. Terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. Kan u indink? Maar hierdie woorde word so dikwels verdraai deur voorspoedsteologie, dat daar gemaak word asof ons in 'n tyd leef waar dit reeds so werk. Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos die bees, en die stof sal die voedsel van die slang wees. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my heilige berg nie, sê die Here. Wat 'n wonderlike woorde kry ons nie hier nie. Wat 'n bemoediging is dit nie vir ons nie. En ons sit met hierdie keuse. As jy jou lewe rig volgens God en leef vir Jesus Christus, as jy in jou hart jou lewe vir Jesus gegee het, en hom toelaat in alle terreine van jou lewe, en jy leef vir hom, dan het jy hierdie hoop, dat jy eerstens weggeruk gaan word. En as dit dalk gebeur dat jy sterf, voor hy jou kom haal, want Jesus gebruik ons, God gebruik ons ook, om soms te sterf vir hom. Dit gebeur baie keer dat 'n persoon wat sterf in 'n familie 'n invloed het op 'n ander familielid, dat daardie familielid tot inkeer kom. So as God jou vir daardie doel wil gebruik, moet jy nie daarteen skop nie, want dit is God se doel in jou lewe. Jy moet bereid wees om te doen wat God wil hê. Vir jou moet dit wees soos Paulus dit beskryf het, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Kan jy dit werklik sê, is dit jou lewe? Is Christus jou lewe en die sterwe jou wins? So, ons het gekyk na die vrederyk. Ons het gesien dat dit 'n gedeelte, het is 'n periode wat deur God daar gestel word om sy finale genade uit te stort
oor diegene wat hom op daai tydstip nog nie gevind het nie. Jy kan voor die tyd jou lewe reeds vir hom gee en daardie dinge vermy. Maak seker dat jou saak met God reg is, maar lewe jou hele lewe asof Christus enige oomblik gaan kom om jou te kom haal. O groote God en almagtige Vader, ons dankie dat ons vandag hier uit u woord kon leer. Here, dit is so groot boodskap wat u vir ons gee. Dankie daarvoor. Ek vra u dat u sal wees met elkeen wat na hierdie boodskap luister. Werk u in elkeen se hart, dat elkeen sal seker maak dat hulle hele lewe aan u gewy is. Dat ons elke dag meer en meer vir u sal doen. En dat dit nie sal gaan oor dade nie, maar dat ons liefde vir u sal groei en dat ons uit liefde meer vir u sal wil doen. Dat ons u woord sal bestudeer, dat ons u woord sal verkondig aan diegene wat dit nog nie gehoor het nie, en selfs gene wat dit verkeerd hoor, dat ons u woord sal gebruik as teregwysing vir hulle, om hulle te wys wat staan waarlik in die woord van God. Here, gaan met ons in hierdie tyd, behoed en bewaar elkeen van ons, en lei ons in hierdie dae wat voorlê. Ek vra hierdie dinge in die naam van hom wat aan die kruis vir ons gesterf het, Jesus Christus. Dankie dat u hom ook uit die dood uit opgewek het, en dat hy aan u regterhand kan sit, waar hy wag om te kom oordeel op aarde. Ons dank u vir hierdie genadegawe. Amen.